Wie sou die Heer nie prys nie as weer met nuwe gloed 'n rusdag ons begroet. So het ons sopas gesing aan die almal hartlik welkom in hierdie erediens, ook die gaste in ons midde. Ons is baie dankbaar dat julle vanmôre saam met ons is. Ek lees eers vir u die afkondigings namens die kerkraad. Die bediening van die heilige doop is vir vanoggend aangevra deur broeder Jaco en suster Annemarie van Rensburg vir hulle seun Joel. Dan verwelkom ons vanmôre ook vir broeder Arjan van der Meer en sy vrou Arina in ons midde. Broeder Arjan begin môre met sy prakties in ons gemeente vir die volgende 10 weke met 'n onderbreking tydens die skoolvakansie. Dis 'n hartlike woord van welkom aan hulle. Die diakens vergader as die Here wil maandag aand. En dan word jy herinner van 'n volgende Sondag, 2 Junie sal die aanddiens om 5:30 begin en nie soos gebruiklik om 6:30 nie. En dit geld dan vir die maande Junie, Julie en Augustus. Ons gee vandag ons gawes vir die diens van barmhartigheid en vir hulpbehoevende teologiese studente. En volgende week is die kollektes vir die diens van barmhartigheid en vir teologiese opleiding. En die tweede kollekte volgende week word in die besonder by u aanbeveel. Volgende Sondag 2 Junie sal daar ook 'n deurkollekte gehou word ter ondersteuning van die Afrika-streek konferensie van die ICRC, die internasionale konferensie vir gereformeerde kerke, en dit word in Kaapstad gehou. En u kan meer inligting daaroor lees in die van huis tot huis. En dan ten slotte nooi Wyk 8 die hele gemeente, in besonder die gaste, om na die erediens buite onder die lapa verversings te geniet. Dit dan die afkondigings wat die kerkraad graag aan u wou deurgee. Ons gaan ons erediens begin met die fotum. Fotum, dit is die belydenis van afhanklikheid van die Here, en ons doen dit vandag singende met Psalm 124, die 4de vers. Die ewige God van alle dinge Heer, hy is ons hulp. Hy het ons vrygemaak. Kom ons staan en dan sing ons dit van harte saam. En dan groet die Here ons, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, verlede week was dit Pinkster Sondag, vandag is dit Vervolgingssondag en ons gaan daaraan aandag skenk in hierdie erediens. En kom ons sing ook daarvan hoe die Here sy kinders beskerm en bewaar. Die Heer is daar, hy hou die wag, so gaan die donker uur dan om. Psalm 46, 'n pragtige psalm wat juis ook in tyd van vervolging opnuut deur Luther getoonset is, geberuim is. En dan kom ons sing daarvan die verse 1, 3 en 6.
Ons luister saam na die wet van die Here, die 10 gebooie wat hy aan ons voorhou as riglyn vir ons lewe, ook om ons lewe daaraan te toets, ons lewe van die afgelope week. En dan sing ons daarna uit Psalm 51, juis na Pinkster verlede week, laat my voor u geen verstoteling wees en neem u goeie gees nie weg van my nie. Psalm 51 vers 5 en 6 na die lesing van die wet. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Ons gaan nou oor tot die bediening van die heilige doop aan klein Joël. En daarvoor lees ons die formulier vir die bediening van die heilige doop aan kinders. Gemeente van ons Here Jesus Christus. Die leer van die heilige doop word in hierdie 3 punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore. En daarom rus die toorn van God op ons, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in die besprinkeling met die water, wat ons op die onreinheid van ons siele wys. So word ons vermaan om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop bevestig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Ons word ons volgens die bevel van Christus gedoop in die naam van God, die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Wanneer ons in die naam van die Vader gedoop word, verklaar en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Hy neem ons tot sy kinders en erfgename aan en wil ons daarom met alle goeie dinge versorg en alle kwaad van ons afweer of tot ons beswil beskik. Wanneer ons in die naam van die Seun gedoop word, verseker die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed was en reinig van al ons sondes. Hy maak ons een met homself in sy dood en opstanding, sodat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook wanneer ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons dat hy in ons wil woon en ons lewende lidmate van Christus wil maak. Want hy maak dit wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, ons eiendom. So sal ons eendag volkome reine plek ontvang in die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe. Ten derde, omdat alle verbonde uit 2 dele bestaan, naamlik 'n belofte en 'n eis, word ons ook weer deur God in die doop geroep en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvreesende lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sonde val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en volkome betroubare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Alhoewel ons jong kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie van die doop uitgesluit word nie. Net soos hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, so word hulle ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus uit genade tot God se kinders aangeneem. Dit wat God aan Abraham, die vader van al die gelowiges, sê, geld ook vir ons en ons kinders. Ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte, as 'n ewige verbond. Om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Petrus getuig ook hiervan, wanneer hy sê, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God onder die ou verbond beveel, dat die kinders besny moet word. Die besnydenis was 'n bevestiging van die verbond, en van die geregtigheid van die geloof. Christus het ook kinders omhels, die hande opgelê, en geseën. Onder die nuwe verbond neem die doop nou die plek van die besnydenis in. Daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hulle doop te leer verstaan. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom sy heilige naam aanroep. Kom ons bid saam. O almagtige, ewige God, U het volgens U regverdige oordeel die ongelowige en onbloedvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. Maar U die gelowige Noag met sy gesin,
Slegs 8 mense deur u groot barmhartigheid gered en bewaar. U die hardnekkige Farao met al sy manne in die Rooi See laat verdrink, maar die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur u toereeds die doop afgebeeld het. Ons bid u, met 'n beroep op u grondelose barmhartigheid, dat u hierdie kind van u genadiglik wil aansien en deur u Heilige Gees in u Seun Jesus Christus wil inlyf. Gee dat hy deur die doop met Christus in sy dood begrawe mag word en ook met hom in 'n nuwe lewe opstaan. Gee dat hy, terwyl hy hom daagliks navolg, sy kruis blymoedig sal dra. Gee dat hy hom sal volg met 'n opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde. Laat hy so hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur u beloftes getroos mag verlaat en op die laaste dag, sonder vrees voor die regterstoel van Christus, u Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, wat saam met u en die Heilige Gees as een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Kan julle gaan staan asseblief? Geliefdes in die Here Christus, julle het gehoor dat die doop deur God ingestel is om sy verbond aan ons en ons kinders te verseël. En daarom moet ons hierdie sakrament vir hierdie doel nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie. En om dit duidelik laat blyk dat julle so die doop begeer, moet julle op die volgende vrae opreg antwoord. Ten eerste, bely julle dat ons kinders, hoewel hulle in sondes ontvang en gebore, en daarom aan allerhande ellende, selfs aan die ewige oordeel onderworpe is, nogtans in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees? Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en in die Christelike kerk hier geleer word, dat dit die ware en die volkome leer van die saligheid is? En ten derde, beloof julle en neem julle dit op julle om hierdie kind van wie julle die vader en die moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, in die genoemde leer te onderrig en te laat onderrig na die beste van julle vermoë. Wat is hier op jou antwoord, broeder Jaco? Ja. Suster Annemarie? Ons sal nou oorgaan tot die bediening van die heilige doop. Joel van Rensburg, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kom ons dank saam. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe. Ons dank U dat ons deur U Heilige Gees tot lidmate van U eniggebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem is en dat U dit aan ons met die heilige doop beseël en bekragtig. Ons bid U ook deur U geliefde Seun dat U hierdie kind altyd met U Gees wil regeer, sodat hy Christelik en Godvreesend opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei. Gee dat hy U vaderlike goedheid en barmhartigheid wat U aan hom en ons almal bewys het, sal erken en bely. Gee dat hy gehoorsaam onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus sal lewe en moedig teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk sal stry en oorwin. So sal hy U en die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig loof en prys. Amen. Gemeente, kom ons staan en dan hoor ons wat ook ons verantwoordelikheid is en dan sing ons daarna op Psalm 100 al 4 die verse. Deur die doop word
klein Joël ook ingelyf in die gemeente van Christus. Ontvang hom met liefde in die gemeente. Laat ons die ouers ondersteun met ons voorbede en ons voorbeeld. Wees bereid om as dit nodig en moontlik is te help dat hy groei in geloof, in genade en in die kennis van ons Here Jesus Christus. Ons is mos almal gedoop in een gees en het daardeur een liggaam geword. Mag die Here ons deur sy Heilige Gees daartoe help. Ons gaan saam die woord van die Here oopmaak in die boek Handelinge. Handelinge 11, ons lees vanaf vers 27 en ons lees deur tot by hoofstuk 13 vers 4. Handelinge 11 vanaf vers 27. En in die dae het daar profete van Jerusalem na Antiochië afgekom. En een van hulle met die naam van Agabus het opgestaan en deur die Heilige Gees te kenne gegee dat daar 'n groot hongersnood oor die hele wêreld sou kom, wat ook gekom het onder keiser Claudius. En die disippels het besluit dat ieder een van hulle na sy vermoë iets sou stuur tot versorging van die broeders wat in Judea woon. En dit het hulle ook gedoen en dit deur Barnabas en Saulus aan die ouderlinge gestuur. En omtrent daardie tyd het koning Herodes sy hande geslaan aan sommige uit die gemeente om hulle kwaad aan te doen. En hy het Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard omgebring. En toe hy sien dat dit die Jode welgevallig was, het hy verder ook Petrus in hegtenis geneem. En dit was die dae van die ongesuurde brode. Toe hy hom dan gegryp het, het hy hom in die gevangenis gesit en oorgegee aan 4 wagte, elkeen van 4 soldate, om hom te bewaak met die bedoeling om hom na die Paasfees voor die volk te bring. So is Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan.
En toe Herodes hom wou voorbring, het Petrus in daardie nag tussen 2 soldate geslaap met 2 kettinge geboei en wagte voor die deur het die gevangenis bewaak. En meteen staan daar 'n engel van die Here by hom. En 'n lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy, maak hom wakker en sê, staan gou op. En die boeie het van sy hande afgeval. En die engel sê vir hom, omgord jou en trek jou skoene aan, en hy het dit gedoen. Verder sê hy vir hom, gooi jou boekleed om en volg my. En hy het uitgegaan en hom gevolg. En hy het nie geweet dat wat deur die engel plaasgevind het werklikheid was nie, maar hy het gemeen dat hy 'n gesig sien. En toe hulle by die eerste en die tweede wag verbygegaan het, kom hulle by die Eysterpoort wat na die stad lei. En dit het van self vir hulle oopgegaan. En hulle het buitekant gekom en 1 straat ver gegaan, en dadelik het die engel hom verlaat. Toe kom Petrus tot homself en sê, nou weet ek waarlik dat die Here sy engel gestuur en my gered het uit die hand van Herodes en uit al die verwagtinge van die Joodse volk. En nadat dit vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes wat ook Markus genoem word, waar baie in die gebed by mekaar was. En toe Petrus aan die deur van die poort klop, het 'n diensmeisie met die naam van Rode gegaan om te hoor wie daar was. En sy het die stem van Petrus herken, en van blydskap die poort nie oopgemaak nie, maar na binne gehardloop en vertel dat Petrus voor die poort staan. Maar hulle sê vir haar, jy is van jou verstand af. Maar sy het volgehou dat dit so is. Daarop sê hulle, dit is sy engel. En Petrus het aangehou met klop, en toe hulle oopmaak, sien hulle hom en was verbaas. Maar hy het hulle met die hand gewink om stil te bly en aan hulle vertel hoe die Here hom uit die gevangenis uitgelei het. En hy sê, vertel dit aan Jakobus en die broeders. En hy het uitgegaan en na 'n ander plek vertrek. En toe dit dag geword het, was daar onder die soldate geen klein opskudding oor wat van Petrus geword het nie. Daarop het Herodes hom gesoek en nie gekry nie, en die wagte onder verhoor geneem en bevel gegee dat hulle tereggestel moes word. En hy het van Judea weggegaan na Caesarea en daar gebly. En Herodes was verbitterd teen die Tyriërs en Sidoniërs, en hulle het eenparig na hom gekom en nadat hulle Blastus, die koning se hofdienaar, omgepraat het, vrede gevra omdat hulle land onderhoud uit die koningsin ontvang het. En op 'n bepaalde dag het Herodes 'n koninklike kleed aangetrek en op die troon gaan sit en hulle toegespreek. Daarop het die volk hom toegeroep, 'n stem van 'n God en nie van 'n mens nie. En onmiddellik het 'n engel van die Here hom getref, omdat hy die eer nie aan God gegee het nie. En hy is deur wurms verteer en het gesterwe. Maar die woord van God het gegroei en toegeneem. En Barnabas en Saulus het van Jerusalem teruggekeer nadat hulle hul diens vervul het. En hulle het Johannes saamgeneem wat ook Markus genoem word. En daar was in die plaaslike gemeente in Antiochië sekere profete en leraars, naamlik Barnabas en Simeon wat Niger genoem word, en Lucius die Sireneer, en Manaen wat saam met Herodes die viervors groot geword het, en Saulus. En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. En toe hulle gevas en gebid het, en hulle die hande opgelê het, laat hulle hul gaan. So het hulle dan deur die Heilige Gees uitgestuur afgegaan na Seleusië en daarvandaan weggevaar na Siprus. Noord-Korea, Somalië, Libië, Eritrea, Jemen, Nigerië, Pakistan, Sudan, Iran,
Afghanistan. Die top 10 lande waar Christene in 2024 die meeste vervolging oor hulle geloof beleef het volgens die organisasie Geopende Deure. Verlede week was dit Pinkstersondag. Vandag is dit Vervolgingssondag. Verlede week het die kerk wêreldwyd gedink aan die eenmalige uitstorting van die Heilige Gees. Vandag dink die kerk wêreldwyd aan die voortgaande vervolging van baie van God se kinders. Is daar 'n verband tussen die twee? Tussen Pinkster en vervolging? Kom ons maak vandag die deure oop vanaf Handelinge 2, Pinkster, na die res van die boek Handelinge. En dan ontdek ons 'n patroon, die patroon van die Pinksterkerk. Dis ons tema, die patroon van die Pinksterkerk, en ons gaan let op vervolging, gebed en groei. Dus die patroon van die Pinksterkerk, en dan let ons in die eerste plek op vervolging. En omtrent daardie tyd, so begin Handelinge 12 vers 1, en ons kan eintlik nog bietjie sterker vertaal, juis op daardie oomblik. Watter oomblik? Waarna verwys dit? Wel, dit verwys terug na die tyd van die hongersnood, wat deur die profeet Agabus voorspel is, Handelinge 11 vers 28. Lukas lê doelbewus hierdie verband met die hongersnood. Nou hierdie hongersnood is enerzijds vir die gelowiges in Antiochië die aanleiding om 'n kollekte in te samel vir hulpbehoevende kerke. Hoofstuk 11 vers 29. Maar anderzijds is dit vir Herodes die aanleiding om sy hande te slaan aan sommige uit die gemeente. Hoofstuk 12 vers 1. Nou ons weet uit later Christenvervolgings dat dit dikwels plaasgevind het juis in tye van rampe en nood. Aan die einde van die 2de eeu skryf die kerkvader Tertullianus dat die Christene dikwels as die sondebokke in tye van rampe en nood verklaar is. Hy sê, hulle beskou elke ramp wat die staat oorkom, elke onheil wat die volk tref, as die skuld van die Christene. Wanneer die Tiber, dis nou die rivier daar in Rome, teen die mure opstyg, dit wil sê oorstroom, wanneer die Nyl, die rivier in Egipte, nie oor die landerye vloei nie, wanneer die lug stil staan, wanneer die aarde bewe, wanneer daar hongersnood of 'n epidemie is, dan skreeu hulle onmiddellik, die Christene vir die leeu's. Nou net so gebruik Herodes die hongersnood om die hande aan die gelowiges te slaan. En met name Jakobus en Petrus word uitgesonder. Jakobus word met die swaard omgebring, waarskynlik onthoof. En toe Herodes sien watter positiewe uitwerking dit op die Jode gehad het, besluit hy om Petrus te arresteer. En dan lees ons aan die einde van vers 3, en dit was die dae van die ongesuurde brode. Dit was die dae van die ongesuurde brode. Hier lê 'n bedekte sleutel. Sleutel wat ons terugvat na Lukas se eerste boek, die evangelie volgens Lukas, hoofstuk 22 vers 1 en 2, waar ons lees, en die fees van die ongesuurde brode was naby. En die owerpriesters en die skrifgeleerdes het gesoek hoe hulle hom, Jesus, kon ombring. Met hierdie terloopse verwysing na die ongesuurde brode, verbind Lukas in Handelinge 12 Petrus se arrestasie met die van die Here Jesus. Maar wat Lukas hier in hoofstuk 12 met op 'n bedekte manier doen, dit maak hy in sy evangelie baie eksplisiet. Telkens weer leer Jesus sy disippels, as jy nie bereid is om jou kruis op te neem en my te volg nie, dan kan jy my disipel nie wees nie. Lukas 14. Dis die voorland vir 'n disipel. En daarom voorspel Jesus
in Lukas 21. Hulle sal die hande aan julle slaan, terloops. Hoor jy nogmaals die woordspeling met Handelinge 12 vers 1, Herodes het sy hande geslaan aan die gelowiges in Jerusalem. Nou net so sê Jesus in Lukas 21 al, hulle sal die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges en gevangenes en julle voor konings en gouverneurs bring terwille van my naam en julle sal gehaat wees terwille van my naam. Maar sê Jesus ook, salig is julle wanneer die mense julle haat en wanneer hulle julle verstoot en beledig en julle naam weggooi soos iets wat sleg is, terwille van die Seun van die mens. Lukas 6 vers 22. Terwille van my naam. Dis die refrein. Terwille van Jesus. Want geen diensknegt is groter as sy Heer nie. As hulle Jesus vervolg het, gaan hulle ook vir ons vervolg. En wanneer ons dit begin raak sien, wanneer ons dit begin verstaan, dan ontdek ons dat Handelinge 12 nie 'n uitsondering op die reël was nie. Jakobus se onthoofding en Petrus se arrestasie is nie die uitsondering op die reël nie, dit is die reël. Dit is die patroon. Jy kan maar saam met my blaai deur die boek Handelinge, dan wys ek dit vir u. Handelinge 2, is die Pinksterdag, met Petrus se Pinkster toespraak. En dan in Handelinge 3, dan kry ons Petrus se toespraak in die tempel, na die genesing van die kreupelgebore man. En dan lees ons in hoofstuk 4 vers 1, en terwyl hulle besig was om te spreek, Petrus is nog besig met sy eerste toespraak na Pinkster, dan word hy en Johannes gearresteer en in die gevangenis gesit. Kyk maar na vers 3. En as jy omlaai na hoofstuk 5 vers 18, dan vind ons daar dieselfde. En hulle het die hande aan die apostels geslaan en hulle in die openbare gevangenis gesit. Daarna in hoofstuk 6 vers 12 lees ons van Stefanus se arrestasie. Hoofstuk 7 vers 59 lees ons van sy steniging. Stefanus is die eerste martelaar van die kerk. En sy dood lei in hoofstuk 8 vers 1 tot 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem, veral deur Saulus wat in vers 3 die gemeente verwoes en in die huise gegaan en manne en vroue uitgesleep en in die gevangenis oorgelewer het. Dan in Handelinge 9 vers 1 en 2 lees ons dat Saulus selfs die plan gehad het om hierdie vervolging uit te brei na die buiteland, na Damaskus. Dis nou voordat die verhoogde Christus hom in sy voetspore gestuit het. En kort nadat Saulus Paulus geword het, kort na sy bekering, sien ons dat hierdie vervolger self 'n vervolgde word. Kyk maar na Handelinge 9 vers 23. En ook vers 29. 2 keer wat hulle probeer om hom dood te maak. Dis nou alles voor ons skrifgedeelte Handelinge 12. Sien nie, Handelinge 12 is deel van 'n patroon. Maar na Handelinge 12 gaan dit voort. Eers in Antiochia, Handelinge 13, vers 50. Maar die Jode, die godsdienstige en aansienlike vroue en die vernaamste mense van die stad opgehits en teen Paulus en Barnabas 'n vervolging in die lewe geroep en hulle buite hulle gebied verdryf. Daarna weer in Ikonium, Handelinge 14 vers 2, vers 5. Daarna in Lystra, waar Paulus selfs gestenig word, Handelinge 4 vers 19. Hierdie patroon van vervolging, dis so deel van die vroeë kerk, dat dit selfs deel van Paulus se boodskap word. Kyk maar na Handelinge 14 vers 22. Hy die siele van die disippels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê, ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.
Ons moet deur baie verdrukkinge ingaan. Paulus staan hier vir 'n oomblik terug. Hy reflekteer, hy dink daaroor in sy gevolgtrekking is, maar dit moet so wees, dit kan nie anders nie. En dis met hierdie wete en hierdie vasberadenheid dat Paulus en Silas vervolgens in Handelinge 16 in Filippi voor die owerheid gesleep en met stokke geslaan en in die gevangenis gegooi word. Dis met hierdie wete dat Jason en 'n paar broeders in Tessalonika voor die stadsowerhede gesleep word, Hoofstuk 17 vers 6. Dis met hierdie wete dat Paulus in Korinte die teestand en die godslasterlike woorde van die Jode moet verduur, Handelinge 18 vers 6. Dis met hierdie wete dat Paulus in Jerusalem deur die skare gegryp en daarna deur die hoofman oor 1000 gearresteer word, Handelinge 21. Dis met hierdie wete dat Paulus uiteindelik as gevangene na Rome gevoer en daar vir 2 jaar lank in huisarrest is, Handelinge 28. Dis die patroon, broers en susters, sedert Pinkster. Dis die patroon tot vandag toe. Is nie verniet dat Paulus in Galasiërs 5 vers 17 sê, die vlees en die gees staan teenoor mekaar. Wanneer gelowiges met die gees van Pinkster vervul word, wanneer hulle as gevolg daarvan die evangelie begin spreek en uitleef, dan lei dit, in eerste plek in die boek Handelinge, maar vervolgens ook deur die hele kerkgeskiedenis heen, dan lei dit al te dikwels tot 'n konfrontasie. Nie dat ons as gelowiges daarna soek nie. Ons is nie vegters nie. Ons probeer onsself nie met die vuiste of selfs met woorde verdedig nie. Maar wanneer ons deur die krag van die gees van Pinkster die goeie nuus spreek en leef, dan moet ons voorbereid wees vir die konfrontasie. Dan moet ons voorbereid wees vir vervolging. Dan moet ons voorbereid wees om ons kruis op ons te neem. Dit kan nie anders nie. En moet dan nie net dink aan vervolging soos in daardie 10 lande wat ek in die begin opgenoem het, waar Christene doodgemaak en in die gevangenis gegooi word nie. Dink aan alle forme van bespotting. Dink aan elke keer wanneer jou klasgenote of jou kollegas dink dat jy vreemd is, omdat jy nie doen wat hulle doen nie. Dink aan elke stukkie wetgewing wat ons verbied om sonde te noem. Dink aan die aanslae van die linkse woke-beweging. Dink aan werksgeleenthede wat verbygaan omdat jy nie bereid is om op 'n Sondag te werk nie. Dink aan afstand met familie of skoonfamilie omdat hulle nie glo nie. Dink aan snedige opmerkings. Dink aan hoe jy uit die groep uit weggestoot word. Dis die patroon van die Pinksterkerk. Terloops, iets van daardie patroon vind ons in die doopsformulier. Toe ons gebid het vir klein Joël, gee dat hy, terwyl hy Christus daagliks navolg, sy kruis blymoedig sal dra. En dis 'n gebed vir elkeen van ons. Dat elkeen van ons bereid sal wees om ons kruis blymoedig te dra en Christus na te volg. So dis die eerste patroon sedert die Pinksterdag, maar daar's nog 'n tweede patroon wat ons moet raak sien. Petrus sit in die gevangenis, swaar bewaak. 4 wagte, elkeen van 4 soldate om te keer dat hy ontsnap, in totaal 16 bewakers. En waar vind ons die gelowiges van die vroeë kerk op daardie oomblik? Wel, ons vind hulle op hulle knieë. Vers 5, so is Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. En ook nadat Petrus deur die engel uit die gevangenis verlos is en in die middel van die nag by Maria, die ma van Johannes Markus se huis aankom, dan lees ons in vers 12, waar baie in die gebed by mekaar was. Gebed is die kerk se heel eerste reaksie op vervolging.
En net soos wat vervolging 'n patroon in die Pinksterkerk is, nie uit vrye wil nie, so is gebed ook 'n patroon van die Pinksterkerk. Dink maar net terug aan daardie eerste arrestasie van Petrus en die ander apostels in Handelinge 4. Nadat hulle vrygelaat is, dan kom hulle by hulle eie mense, lees ons daar. Dan vertel hulle wat hulle meegemaak het. En toe hulle, dis die gemeente, dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê, Handelinge 4 vers 24. Sien jy dit? Die gemeente bid. En dan lees ons vervolgens in Handelinge 4 vers 31, en toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en in die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Pinkster bring vervolging, dit is onteenseglik. Maar dit bring die gelowiges ook op hulle knieë voor die Here. Ons sien dieselfde nogmals, wanneer Paulus en Silas in die gevangenis in Filippi sit. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. Handelinge 16 vers 25. En dis nie net tydens vervolging wat ons die kerk op hulle knieë vind nie. Dis nie slegs die nood wat leer bid soos wat ons baie keer dink nie. Nee, ek kan vir u ten minste nog 10 gedeeltes in Handelinge opnoem waar die gelowiges in Handelinge tot die Here bid. Gebed tydens die verkiesing van nuwe amptdraers, gebed vir nuwe gelowiges, gebed voordat die apostels hulle wonderwerke verrig, gebed wanneer sendelinge uitgestuur word, gebed saam met die hele gemeente, gebed vir die siekes. Die eerste gemeente was 'n biddende gemeente. Juis en veral in tye van vervolging. Indië, Syrië, Saudi-Arabië, Mali, Algerië, Irak, Myanmar, Maldiwe, China, Burkina Faso. Dis die volgende 10 name. Op geopende deure se 2024 lys van lande waar Christene die meeste vervolg word. Hoe dikwels bid ons vir hulle? Ja, maar ek ken hulle dan nie. Nee, dis waar. Hoewel jy deur middel van geopende deure en ander organisasies se webwerwe nie totaal onbekend hoef te wees met hierdie gelowiges se benarde situasie nie. Gaan daarop, luister die stories, luister na die getuienisse en bid dan. Daardie gelowiges is bereid om hulle lewe te gee vir die geloof in Jesus Christus. Die minste wat ons kan doen is om in die patroon van die Pinksterkerk vir hulle te bid. Laat die gees van Pinkster waarmee ons ook vervul is, ons op ons knieë dryf vir alle gelowiges wat vervolg word. En bid dan ook vir jouself. Bid dat wanneer jy vervolg word, gespot word, uitgestoot word, gediskrimineer word, jy dit om Christus wil sal kan verdra. Bid vir die gees van Pinkster om jou te lei om op die regte oomblik die regte woorde te spreek. Dis wat die Here Jesus beloof het in Lukas 12. Gebed, broers en susters, is die patroon van die kerk. Laat daardie patroon nie by ons verbreek word nie. Dus vervolging is die eerste patroon. Gebed is die tweede patroon. En dan is daar nog 'n derde patroon wat homself vanaf Pinkster in die boek Handelinge ontvou. En dit is 'n baie belangrike patroon. Herodes, hy onthoof vir Jakobus en hy sit vir Petrus in die gevangenis. In te midde van hierdie skynbaar baie suksesvolle vervolging, onthou die Jode was baie tevrede met Herodes se optrede, slaan Herodes ook nog 'n diplomatieke slag met die Tyriërs en die Sidoniërs, Handelinge 12 vers 20. Is nie vir nie die man baai in die glorie wat die volk kom bring nie. 'n Stem van 'n God en nie van 'n mens nie, so roep hulle. Maar hulle woorde is nog skaars koud of die rolle word 100% omgedraai. Herodes sterf, deur die wurms verteer.
Maar, so lees ons in vers 24, die woord van God het gegroei en toegeneem. Het is pragtig nie waar nie, die verdrukking en die vervolging kan die groeikrag van die woord nie keer nie. En wat hier presies bedoel word met die groei van die woord, word in die volgende klompie verse pragtig vir ons uitgewerk. Barnabas en Saulus, hulle voltooi hulle dienswerk. Lukas verbind baie mooi hier die einde van hoofstuk 12 met die einde van hoofstuk 11. Hulle dra die kollekte vir hulpbehoevende kerke oor, en dan gaan hulle terug na Antiochië. En daar word hulle dan deur die Heilige Gees afgesonder vir 'n ander werk. Handelinge 13 vers 3, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. En dan word hulle afgesonder vir die sendingwerk onder die heidene. Die woord groei en neem toe, vers 24, juist deurdat Barnabas en Saulus uitgestuur word om onder die heidene te gaan werk. Dus die vervolging van die gemeente maak nie dat die gemeente in haar dop kruip nie, dat sy stil word nie. Die Gees laat dit nie toe nie. Die Gees werk eerder die teenoorgestelde. Die vervolging van die gemeente dien die sendingsopdrag. Matteus 28, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, word nie deur die vervolging kragteloos gemaak nie. Inteendeel, die sendingsywer en die sendingsvuur word juis aangewakker deur die vervolging. Nie soseer omdat die gelowiges so besonders was nie, omdat hulle so ywerig en so vurig is nie, omdat die Gees nie toelaat dat hulle in hulle hoekie gaan sit nie. Ons sien dit ook pragtig in Handelinge 8. Na die dood van Stefanus is daar 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan. Almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria, so lees ons in Handelinge 8 vers 1. En jy moet mooi luister, Handelinge 8 vers 1 praat oor die streke van Judea en Samaria. Dit moet jou onmiddellik laat terugdink aan Handelinge 1 vers 8. Jerusalem, kleinste konsentriese sirkel, Judea, Samaria, en tot aan die eindes van die aarde. Dus na Jerusalem kom hierdie vervolgde gelowiges nou in die volgende 2 konsentriese sirkels, Judea en Samaria. Met watter doel? Wel, die antwoord vind ons 'n paar hoofstukke later in hoofstuk 11 vers 19. Die wat dan verstrooi was deur die verdrukking wat oor Stefanus ontstaan het die land deurgegaan tot by Fenisië en Cyprus en Antiochië, sonder om tot iemand die woord te spreek, behalwe tot die Jode alleen. En daar was sommige van hulle wat in Antiochië gekom en met die Grieks sprekende Jode gepraat en die evangelie van die Here Jesus verkondig het. Daar het jy dit. Die verstrooiing van die gelowiges dien die sendingwerk. Hulle begin praat en is gebrekkig. Dis nog net met die Jode, is nog nie met die heidene nie, maar hulle praat oor die evangelie. Die evangelie word uitgedra. En so sorg dat die Here, dat die woord bly groei en toeneem, en dat meer en meer mense tot geloof kom. En hier het ons die derde patroon in Handelinge. Die patroon van groei. En dis nou 'n klompie verse, jy hoef dit nou nie na te slaan, jy kan dit by die huis gaan doen, maar ek gaan dit vir julle lees. Begin al in Handelinge 2 vers 47. En die Here daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Handelinge 5 vers 14. En daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg, menigtes van manne sowel as vroue. Handelinge 6 vers 7 is 'n baie belangrike vers. En die woord van God het toegeneem en die getal van die disippels het in Jerusalem baie vermeerder. Hoofstuk 9 vers 31. En terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder. Hoofstuk 11 vers 24. En 'n aansienlike skare is aan die Here toegebring. Hoofstuk 12 vers 24. Is ons teks, maar die woord van God het gegroei en toegeneem. Handelinge 13 vers 49. En die woord van die Here is deur die hele land verbrei. Handelinge 16 vers 5. En die gemeente is versterk in die geloof en het elke dag vermeerder in getal. En Handelinge 19 vers 20. So die woord van God met krag gegroei en sterk geword. Die patroon van vervolging
wat ons reg deur die boek Handelinge opgespoor het en waaroor dit in die eerste punt gegaan het, kan die patroon van groei en uitbreiding nie keer nie. Die teenoorgestelde is eerder waar. Die patroon van vervolging en die patroon van groei gaan hand aan hand. Hulle loop saam. Die een versterk die ander. Hoe meer die woord uitbrei, hoe meer word die vervolging. Dis logies, die woord roep hierdie weerstand op. Maar wat nie logies is die omgekeerde. Hoe meer die vervolging word, hoe meer verbrei die woord. Die Here laat nie toe dat die vervolging die gelowiges in hulle dop laat kry nie. Hy stuur hulle uit. Hy laat die woord verkondig. Hy laat die getal van die gelowiges groei. Ook wanneer hulle daaroor vervolg en doodgemaak word. Want die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Laos, Cuba, Mauritanië, Marokko, Oezbekistan, Bangladesh, Niger, Sentraal-Afrikaanse Republiek, Turkmenistan, Nicaragua. Nommers 21 tot 30 op geopende deure se lys. Die oorgrootste meerderheid van hierdie lande is moslimlande. Dit is onwettig vir moslems om tot geloof te kom. Hulle kan daaroor in die tronk beland of selfs doodgemaak word. En tog gebeur dit. Die woord groei, die gelowiges neem toe. Hoe staan dinge in ons land? Groei die woord, neem die gelowiges toe? Moenie toelaat dat die vryheid wat ons het, ons verlam en ons onaktief maak nie. Mag die Pinkstergees ons begeester, ons toerus, vir ons die woorde in die mond gee. En wie weet, dalk staan ons binnekort ook op geopende deure se lys. Nie dat ons dit soek nie, maar die woord gaan nie die vyandigheid oproep. Maar moenie bang wees nie, die Gees is met ons. Hy laat ons bid, Abba Vader, en hy laat ons verkondig, Christus is ons Heer. Amen. Genade, o God, ek hoop op U alleen. Die vyand staan met trots en haat my teen, hy veg, verdruk, vertrap. Waar moet ek heen? Op U, my God, vertrou ek. Kom ons sing saam Psalm 56, die verse 1, 3 en 4.
Kom laat ons nou saam die Here dank en bid. O groote lewenslig, daar is niks wat ons verhinder om na U op te sien nie. Geen vervolging, geen spot of diskriminasie, of uitdrywing, of gevangenskap of dood, kan ons skei van die liefde van Christus nie. Vader, ons wil U vanmôre bid vir U kinders, ons medebroers en susters in al daardie lande wat ons opgenoem het, en nog meer. Hulle wat daagliks of in die tronk gegooi of doodgemaak word, maar baie meer dikwels ook lastig geval word, kerkgeboue wat afgebrand word, werksgeleenthede wat toegemaak word. Vader, U weet wat hulle moet verduur. Ons bid dat U aan hulle volharding sal skenk. Daardie gelowiges in kommunistiese lande, die kommunisme wat in sy wese ateïsties is, wat van 'n God niks wil weet nie. Daardie Christene in Hindoelande, veral waar die Hindoeïsme met nasionalisme verbind word. Daardie Christene in moslimlande, waar enige vorm van evangelisasie of sending of bekering na die Christelike geloof met die dood gestraf word. Vader, wees hierdie broeders en susters naby. En waar ons wel vryheid het, gee dat ons dit sal gebruik om die evangelie uit te dra. Ons dank U vir elke lidmaat wat getuig in wie U dit werk deur U Gees, wat evangeliseer, wat Christus bring as die redder van elke mens. Vader, wil U ons daarin volharding gee, en gee dat ons ook raak sien, daar waar wel op hierdie vryheid inbreuk gemaak word. Juis ook deur wetgewing van ons owerheid, dat ons daarteen bedag sal wees, dat ons daarteen sal staal, maar dat ons sonder skroom verder sal gaan. Vader, ons wil U ook bid vir die verkiesings van die komende week. 'n Vakansiedag, maar baie belangriker as dit, 'n dag waarin ons ook ons kruisie gaan trek. Lei ons daarin om goeie keuses te maak, en wil U aan ons die regering gee wat U in die raad bepaal het. Maar ons bid vir 'n regering wat nie almal soos varke by 'n voertrog sit nie, en net wil vreet nie. Maar ons bid vir 'n regering wat die burgers en die belange van die land op hulle hart dra. Vader, wil U dit aan ons skenk in U genade. Ons wil ook aan U opdra, almal wat siek is. Daar is baie in die gemeente wat siek is op hierdie stadium, wat al lank siek is. Vader, gee kragte. Ons bid ook vir die wat operasies moet ondergaan. Ons dink in besonder aan Suster Tineke Visee, broeder Piet Neetling en Suster Ina Gerber. Vader, wil U gee dat daardie operasies, daardie behandelinge goed sal gaan. Ons bid ook vir
Suster Marijn Bron, wat weer 'n prosedure ondergaan het, ons bid dat dit die nodige uitwerking sal hê. Gee nuwe kragte. Ons draak aan U op, ons broeder Stian de Vente, wat in die hospitaal is. Dankie dat hy goed op die behandeling reageer, en wil U ook gee dat hy spoedig huis toe mag gaan. Vader, ons besef, ons lewens is in U hande, in alle opsigte. Wil U ons vashou, ook in hierdie dag, gee dat ons hierdie dag mag gebruik, waarvoor dit bestem is, dis U dag. Daarom het U die reg om ons daarin te lei en te wys wat ons moet doen. Gee ons ook rus vir liggaam en gees, en bring ons vanaand weer saam. Ons bid U dit om Christus ontwil. Amen. Gemeente, ons gaan afsluit met skrifberuiming 16. Dis 'n beruiming van die saligsprekinge in Matteus 5. Salig die wat hier vervolg word en vir reg en waarheid ly, want die koninkryk der hemele is vir hul as loon berei. Skrifberuiming 16, verse 8, 9 en 10. Maar eers gee ons gawes wat bestem is vir die diens van barmhartigheid en vir hulpbehoevende teologiese studente.
Gemeente, gaan hiervandaan huis toe met die onmisbare seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.